weet eintlik nie hoe om vir 'n mens te verduidelik wat binne in my lyf gebeur het die eerste keer toe ek 'n Ankoli sien in 2018 by Stad Game Breeders is 'n veiling in Bella Bella by Zabulani. Dis daar waar die vuurtjie aangesteek is vir die Ankoli. Ek het in my lewe nog iets gesien wat so verskriklik mooi is nie. Eerstens die vel, baie mooi indrukwekkende horings, klein bouraam bees, maar wat 'n groot impak het, maar dit is nie iets wat vinnig is soos 'n Rolls-Royce nie. Kyk hoe mooi is dit nie. Dit is iets wat net hy hou aan groei hier binne in jou. Hy word net vir jou mooier en mooier met tyd. En ek sê toe vir my man, Frans, ons moet hierdie bees koop. En hy sê ek is nie 'n beesboer nie. Nou ja, vandag is hy 'n beesboer, maar hy doen aan die kommersiële kant doen hy beesboerdery. En ek is baie trots om te sê dat elke dier wat ek al aangeskaf het in terme van die Ankoli is met my kapitaal gewees. Dis nie my man wat my gehelp het nie. Mense moet maar partykeer wanneer jy 'n vrou in die industrie is, dink almal altyd omdat jou man gehelp het. Dis hoekom jy suksesvol is, maar dit is nie waar nie. Ek en my span werk baie hard om ons naam in die Ankoli bedryf te vestig. So dit is waar dit eintlik begin het. Jaar gespaar en toe my eerste 3 diere by Lumerie aangekoop wat Jacques Milan is van Stad Game Breeders. Ek hou daarvan om van mense aan te koop wat 'n goeie naam in die bedryf het en wat bereid is om met my hulle inligting te deel. Nou Jacques is vir my soos 'n mentor, net soos Dr. Morney Delary vir my 'n mentor is. Van die hele Ankoli bedryf het daai 2 mans vir my meer beteken en het my meer geleer oor die hele genetiese roete wat mens moet loop met 'n Ankoli en daarvoor is ek verskriklik dankbaar. Ek het 'n baie sterk bemarkingsspan wat agter my staan, wat buitekant jong buitekant die periferie dink van bemarking, so 'n bietjie anders daarna kyk as die normale Ankoli boer. Dan het ek my seun wat saam met my boer wat 'n absolute voorreg om saam met my die Ankolis te deel. Hy kyk na die veld, na die hoeveel lading is op die veld, hoeveel diere per kampie kan ons toelaat, die voeding, wanneer ek 'n bees het wat dragtig is, het daar 'n spesifieke voedingspakkie wat sy kry, wanneer die baba gebore is, 'n spesifieke voedingspakkie wat sy kry. En dan het ek natuurlik vir Natasha wat die genetiese guru is. Sy het sulke groot muscles. Haar genetiese agtergrond met betrekking tot my hele kudde is enorm. Ek meen sy ken tot die oupas se oupas se oupas. En sy kan ook vinnig vir my gesê wat se sperms is nog beskikbaar, wat se ovums is nog beskikbaar en in watter surrogate kan ek die embryo's oorplant. So dis 'n lekker, vars, jonk, energievolle groepie mense wat saam met my hierdie vuurtjie wat hier binnekant in my brand help voer. Dis belangrik om te kyk na die bloedlyne want inteling is 'n baie groot ding in enige dier. So om te kyk na die bloedlyne sodat daar nie baie van een genetika in 'n bloedlyn is nie, want daar is deformities wat gebeur sodra daar te veel is. So ons probeer so ver as moontlik diversiteit in ons kudde inbring. So dit is die grootste ding wat ons doen. Die voer wat ons gebruik op Kilima is vir ons Ankolis. Ons gebruik Alzo voer. Vir ons Ankolis, daar's 3 tipe voere. Daar's Kalfie Pro Max voer wat ons gebruik. Ons voer vir ons swanger koeie. Hulle is in een kamp gesit met hulle spesiale voer en dan het ons Bull Pro Max wat vir ons bulle is. Ons almal motorwerk is 'n groot seën van daarbo af. Ek is baie bevoorreg om saam met haar te werk. Ek geniet dit verskriklik baie om saam met haar te werk. 'n Ma en 'n seun verhouding is altyd spesiaal en ongelooflik. Jy weet daar's respek. Daar's baie vertroue. Ek dink dit maak dit ook makliker op die einde van die dag vir 'n besigheid. En om vorentoe te gaan, jy weet, ons probeer om self-sustainable te wees op die einde van die dag, volhoubaarheid te hê, goeie genetika te deel vorentoe. Net die beste van die beste op die einde van die dag. En ek dink dit is waartoe ons wil streef met integriteit, saam met dit hardloop dit hand aan hand. Ankolis vir my is 'n vreeslike groot roeping in terme van nalatenskap en van bewaring. En dis vir my verskriklik belangrik. Die dag as ek nie meer op hierdie planeet is nie, dat ek 'n vingerafdruk van bou nie breek gelaat het nie. So is vir my verskriklik belangrik en ek dink nie ek gaan ophou daarmee nie. Ek dink ek sal nog verskeie sulke tipe projekte aanpak waar diere baie min in Suid-Afrika is en ek sal die OPU en die IVG prosesse gebruik om die dier te vermeerder in Suid-Afrika,
omdat dit vir my voel of ek 'n klein rol vertolk in die bewaring van die genetika van so 'n spesifieke ras. Daarom het ek byvoorbeeld met die Cape Blop eers begin boer. Onbewus aan my was dit ek die enigste of die ram gekoop het wat die hoogste prys in Suid-Afrika ooit gekry het en nog nooit weer daarna herhaal is nie. Maar dit is 'n masjien van 'n ram. Sy naam is Storm. En toe het ek besluit ek gaan die IVG proses gebruik, die in vitro proses gebruik en ek gaan IPU's vat in Storm se sperms en ek het toe die embryos ingeplant in Senaanbokkies. Nou 'n Senaanbokkie is 'n baie kleiner rasbokkie en dit lyk amper soos die Heidi bokkie, so spierwitbokkie met verskriklike groot eier en baie melk. So my 2 drielinge is gebore uit daai proses uit waar ek weer baanbreker werk gedoen het en daar's 2 of 3 artikels daaroor geskryf en ek's baie trots daarop. Ek het dit nie gaan doen omdat niemand dit gedoen het nie. Ek het dit gedoen omdat ek dit graag wou bewaar en wou vermeerder. En ja, dis 'n fyn balans want nou het jy wild en jy het nou die Cape Blop eers en jy het nou die Ankolies op die plaas. So eendag wanneer my groot skip land, gaan ek nog 'n plaas bykoop en dan sal ek 10-1 my Cape Blops en my Ankolies skuif sodat ek net hier by die plaas met my wild kan boer wat ook baie naby aan my hart lê. Vir al my setsebees is ek baie lief vir. Ankolie beeste se uitdagings dink ek is nie uniek nie. Ek dink elke beesras boer het maar te doen met verskeie uitdagings, maar die horings is letterlik 'n uitdaging. Hulle is beautiful, maar wanneer jy hulle in 'n hanteringsfasiliteit het en hulle maak so met hulle koppe, moet jy versigtig wees dat een van die horings jou nie dalk bykom nie. So daar's 'n klomp uitdagings, droogtes, siektes, oorstromings, brand, vuur, al daai goed bly maar dieselfde of jy nou met wildboer en of jy nou met Ankolie boer, maar daai goed bly maar uitdagings wat aan jou deur klop van tyd tot tyd. As jy nie passie het vir wat jy doen nie, los. Jy mors jou tyd, jy mors ander mense se tyd, jy mors die Here se plan se tyd. Los dit dadelik. As dit jou nie verskriklik bang maak of baie opgewonde maak nie, los. Moenie massas goed koop nie. Koop die mooi goed. Koop kwaliteit diere. Begin met 1 of 2. Wees baie rustig met jouself. Jy hoef nie oornag die beste Ankolie boerin of boer te wees nie. Dit vat tyd. Goeie goed vat